Here Jesus, baie dankie vanmôre vir 'n wonderlike voorreg dat ons so saam kan wees in U huis. Here, dankie dat ons kan deel wees van U liggaam hier op aarde. 'n Liggaam waar ons vir U kan dien, waar ons kan uitleef dit wat U in ons harte vir ons kom doen het. Ja, Here, terwyl ek my hart voorberei het, het ek telke male vir U gesê, Here, ek wil nooit 'n saamloper wees nie, maar net die kerk gebruik wanneer die kerk se deure oop is of wanneer ek so voel nie, maar om 'n lewende lidmaat te wees. En vanmôre gaan ons dit aanskou, Here. Ons gaan dit hoor vanmôre wat U van ons verwag en wat U van ons vra. En ek wil bid, Here Jesus, dat U elke een wat vanmôre hier gaan staan, so naby hulle sal wees, so bewus sal maak van U self, van U nabyheid en van die teenwoordigheid, Here, dat hulle dit sal beleef. Baie dankie daarvoor. Here, my hartsbegeerte is dat U wat hierdie werk in harte begin het, en elkeen wat hier sit vanmôre se harte begin het, dat U daardie werk sal mee voortgaan tot die dag wanneer die Here Jesus op die wolke kom. Dankie dat ons dit vanmôre vir U kan vra, Here Jesus. Ek bid dit en ek vra dit in Jesus se wonderlike naam alleen. Amen. Ja, vriende, vandag is dit 'n baie spesiale dag. En vandag wil ek so 'n bietjie meer tyd spandeer aan hierdie oggend. So daar gaan ook nie kinderkerk wees nie. Ek wil graag hê die kinders moet sien wat gebeur, wat verwag word om deel te word van 'n gemeente. En ek wil dit sommer aan die begin dit baie duidelik stel, voordat ek almal gaan noem, se name gaan noem om hier voor my te kom staan. Wil ek net so 'n bietjie 'n inleiding gee oor wat beteken dit om 'n lidmaat van 'n gemeente te word. Nou ek gaan vir julle nou 'n paar definisies gee, maar voordat ek by dit op die bord kom, wil ek dit baie duidelik stel. Miskien het jy al gewonder, hoekom moet 'n mens 'n lidmaat van 'n gemeente wees of word? Dit is baie belangrik. In hierdie gemeente, ek sê dit nou aan die begin omdat dit belangrik is, want ek wil hê jy moet dit hoor. Om 'n lidmaat van hierdie gemeente te wees en te word, jy stap nie sommer maar net in die oggend en die volgende Sondag word jy ingeneem as 'n lidmaat in hierdie gemeente nie, glad nie. Kyk mooi wat ek vir jou gaan sê. Ek tel nie mense nie. Ek weeg hulle. Wat bedoel ek daarmee? Gaan nie vir my oor hoeveel lidmate. As mense my vra hoe groot is jou gemeente, dan sê ek baie. Want my veld lê buitekant. Dit is nie net hier waar ek bedien nie, ek bedien buitekant. So ek weeg mense, ek soek mense wat die Here Jesus wil dien. Nie 'n krywag Christen moet wees, of jy moet hom heeltyd stoot waar hy moet wees, of by hom moet pleit, ag, wil jy nie net kerk toe kom, wanneer sal ek jou weer sien, jou stoel is al so lank. Nee, ek soek glad nie. Daarom pas baie mense nie sommer by hierdie gemeente in nie. Want hulle kom, ons noem hulle DDT, doop, dood en troue. Gaan maar na ander gemeentes toe, gaan vra maar daar. Ek neem glad nie sulke mense in, glad nie. So hierdie mense wat vanmôre voor U gaan staan, het 'n lang pad geloop. Die handleiding sê 3 maande. Party van hulle het baie langer as 3 maande, want ek is nie haastig nie. Vir my gaan dit, ek het al baie keer gesien en ek gaan my nou baie uitspreek vanmôre, baie eerlik uitspreek. Ek het al gesien as jy mense te vinnig inneem, dan wag hulle net tot om lidmaat te word, dan raak hulle maar weer weg. Nee, jy loop 'n lang pad en ek hou jou dop. En jy is dopgehou, jy is baie mooi dopgehou. En ek het gesien en ek het gebid en ons het daaroor gepraat. En jy kwalifiseer vanmôre op hierdie stadium om 'n lidmaat van hierdie gemeente te word. Dis nie wonderlik nie. Ek soek lewende stene, ek soek nie dooies nie. Ek het lank in my lewe gesukkel met dooie lidmate, hulle is maar op die register en dan raak hulle weg en jy sien hom weer as hy wil dood of getrou is. Dan nee, ek is klaar met die sulkes. Heeltemal klaar. So ek sê dit vanmôre, die wat hier kom staan, jy is mooi deurgekyk. En ek weet dat jy getuienis het, en dit is wonderlik, jy gaan daaroor getuig, so ek is die Here baie dankbaar vir elke een van u.
Voordat ek net begin, ek het verlede Sondag die groep het ek ontmoet en ons het 'n baie goeie tyd gehad en weer eens is die groep deurgekyk en van hulle kan nou nie vanmôre hier wees nie, so oor 2 Sondae dan gaan ek hulle inneem. So dis 'n groot groep vanmôre. So hulle is goed deurgekyk en ek het 'n paar dinge aan hulle verduidelik. Miskien wonder u, waar pas die kerk van die Nasareëner in? En ek wil weer sê, daar's 3 groot hoofstrome. Jy kry die gereformeerde stroom, waar al die susterskerk aan behoort. Dan kry jy die charismatiese strome, waar die AGS, die PPK en die volle evangelie behoort. En dan kry jy die heiligheidsbewegings. Die heiligheidsbeweging. En die kerk van die Nasareëner sorteer onder die heiligheidsbeweging. Die kerk van Nasareëner is nie parastool wat opgespring het een maandagmôre of een sondagmôre of 'n dominee wat weggebreek het van 'n kerk in sy eie gemeente. Nee. Ons is die grootste kerk in Amerika. En ons het die meeste sendlinge ter wêreld, voltyds betalende sendlinge wat ter wêreld daar gestel word. Dis nie wonderlik nie. So ons is 'n groot sending kerk eintlik, nee, ons het 'n sending hart. So in Suid-Afrika is ons nou nie daai groot nie, maar dit maak nie saak nie. Ons behoort aan 'n heiligheidsgemeente. So dit is waar die kerk van die Nasareëner inpas. Wat is die doel van die kerk van die Nasareëner? Hoor wat sê hierdie persoon. Leonard Ravenhill het gesê, "The greatest miracle God can do today is to take an unholy man out of an unholy world and make him holy." Dis waar die kerk van Nasareëner se boodskap is. Ons het 'n boodskap wat praat van wedergeboorte, dat elke mens wedergebore moet word en dan 'n reinaard vervul met die Heilige Gees. And the greatest miracle God can do today is to take an unholy man. Kan jy glo dat God jou uit hierdie unholy world kan uithaal en jou heilig kan maak? Hoor wat sê 1 Petrus 1 vers 15 en 16. Wees heilig, want ek is heilig. Nou skrik mense vir die woordjie heilig. Dominee, verkondig julle 'n boodskap van sondelose perfeksionisme? Nee, glad nie. Glad nie. Die woordjie heilig beteken afgesonder te wees van die wêreld, toegewy te wees aan God. Dis nie wonderlik nie. So wat beteken dit? Ons is 'n gemeente wat afgesonderde lewe vir die Here Jesus aan die Here wil lewe. Ons wil nie die Here Jesus gebruik soos 'n noodwiel nie. En toe het hy verder gegaan en hy sê hierdie woorde, hy sê, "Holiness is heaven's greatest testimony in a corrupt generation." Maar heilig, hoor gou mooi, hy sê, wees heilig, want ek is. Dis wie God is. En dan sê hy in vers 16, ons moet in ons hele lewenswandel heilig word. Dis hoe God is, word in jou hele lewenswandel heilig word. Begeer jy om daar skoon lewe, 'n rein lewe, dis moontlik. Dis die boodskap van die kerk van Nasareëner, dat jy moet weergebore word. En dan beteken dit, Dr. Andrew Murray het dit so mooi kinderlik verduidelik. Hy het gesê 'n algehele oorgawe waar ek my lewe totaal en al aan die Here oorgee. En nou is ek en die Heilige Gees besig, of die Heilige Gees en ek met my samewerking besig om my daar te kry, moet ons in ons hele lewenswandel. Dit beteken met wedergeboorte het my hele lewe verander, ek het 'n nuwe skepsel geword. 'n Nuwe skepsel. Maar nou is my hele sondige natuur gebuig deur sonde en al. Nou bid ek, nou sê ek, Here Jesus, en jy gaan dit vanaand sien as ek daaroor praat. Dis wonderlik hoe, en jy gaan dit self lees, hoe as ek in die lig wandel soos hy in die lig is, hoe nader ek aan die lig kom, hoe meer ek in my persoonlike verhouding met die Here wandel, hoe meer ontdek ek seker dinge, en dan lê ek dit af. Dan is die wordproses aan die gang. Maar hy sê, holiness is heaven's greatest testimony in a corrupt generation.
Dan gaan hy aan, hy sê, miracles of power are mighty, but miracles of purity shake the kingdom of darkness at its core. 'n Skoon lewe. Hoor gou mooi, jy kan skoonheid op 'n reinheid op iemand se gesig sien. Daar's 'n ou koortjie wat sê, laat die skoonheid van Jesus my gans verval. Dan sê hy, when God makes a man holy, he makes him a sign and a weapon for eternity. Dan sluit hy af, hy sê, pursue holiness. Streef na, jaag na, this is revival's fire. Wonderlik nie? Om so lewe na te jaag, om te sê, Here, jy kan dit doen, die woord sê, jy is by magte om dit te doen. Dis kortliks die boodskap van die kerk van Nasarene. So ek is nooit skaam om te sê ek is predikant van die kerk van Nasarene nie, so wil ek ook nie, jy moet skaam wees om te sê waar jy behoort nie. Ek wil jy moet kan sê met eerlikheid en met respek kan sê, nee, jy moet wandel. Ek wil nooit hê, ek het verlede Sondag vir die groep gesê, kyk mooi, julle sal nooit nodig hê om julle vir my te skaam nie. Maar ek wil nooit my vir julle skaam, waar julle ook in die openbaar is, waar julle ook al by die werk is, waar julle ook al is, hoe julle optree is. Ek wil nooit hoor my lidmaatheid so en so. Die kerk van Nasarene, nee. Jy leef anderste. Jy leef anderste. Ons boodskap verander ons. Dis wonderlik nie. Is die deel. Wil jy die groep sien? Voordat ek die definisies vir die gee. Ek wil hê nou hierdie groep moet nou hier voor my kom staan. Almal wie se name ek nou lees is deel van hierdie groep. Oom Jan Becker. Oom Jan, ek dink oom moet daar vir my die ry begin. Dan gaan ons so deur. Tannie Tina Becker. Oom Jan moet my op die punt staan, dan Tannie Tina, Luke, Elsie, Pierre, Gretchen, JC, Carla, Melvin, Elsje, oom Hendrik, Tannie Jackie, meneer Swarts, Amelia, Arnold, Renet Visagie, Johan Visser, Mabel Visser, Hannes van Staden, Marijke van Staden, en dan Rita Williams. Dis die groep vir vandag. Wat 'n voorreg het ek voel julle tuis? Kry julle daai gevoel wat ek kry elke Sondag? Nou voordat ek begin nie, is dit altyd my grootste oomblik om vir u dit draai gou eers om dat die gemeente hier kan sien. Draai eers om. Die gemeente sien nie son aan my rugkant, hulle sien my voorkant. So ek wil hê u moet u sien hulle? Gretchen draai ook om asseblief. Klap vir hulle hande. Baie dankie. Nou wil ek hê, jy kan net so staan.
Nou wil ek hê dat ek het verlede Sondag vir u gesê dat ek gaan vir elkeen van u 'n minuut gee om te vertel van dit wat die Here vir u in die lewe gedoen het. Met ander woorde, hoe u die Here Jesus en waar u die Here Jesus gevind het en enigiets wat u graag kortliks, u het net 'n minuut. Ons wil graag voor 2 uit wees. En as u langer as 'n minuut gaan wees, gaan dit nie werk nie. Wie wil heel eers die ys breek om net te vertel? Onthou ek het vir u geleer wat is 'n getuienis, 3 dinge. Hoe was my lewe? Wat het met my gebeur? En hoe's my lewe nou? Is daar enigiemand wat eers wil begin? Dankie Neil. Ek gaan net baie dankie. So, praat so in die mikrofoon. Jy's meneer Swart is eerste asseblief. Ja, wow, dit is nou al 'n lang pad wat ek saam met Dominee stap. Daar was 'n aand in my lewe gewees, 1 Mei 2021. Ek was 'n verlore sondaar op soek na iets. Ek het nie geweet wat nie, maar dit was leeg hier binne. En ek het dit probeer vul met allerlei dinge. Allerlei verkeerde goed en ek het net aanhou seer kry en ek kon nie verstaan hoekom dit nie vol raak nie. Maar daar was iemand spesiaal wat 'n stapie gevat het, wat braaf was en vir my gevra het, kan sy my vertel oor iets spesiaal, iets wat my hart kan vul en sy het daai aand vir my baie mooi die woordelose boekie verduidelik, vir my verduidelik hoe ek my hart kan vul. En daai aand het Janet, my vrou, my vertel oor Jesus en vir my vertel hoe hy my kan vergewe, hoe hy van my sondes kan verlos en daai aand het ek die besluit geneem om my hart oor te gee aan Jesus, my lewe. En toe begin ek groei en ja, die gemeente het my gehelp groei, Dominee, Tannie Annelie en al die ander geestelike leiers en vandag kan ek hier so 'n trotse lidmaat en 'n trotse kind van Jesus staan. As gevolg van die stappe wat sy geneem het en die belangrikste stap wat ek in my lewe nog ooit geneem het. Dankie. As jy vrou soek, laat sy jou na die Here toe lei. Nog iemand? Nie hoef jy skaam te wees. Dankie, René. Wel, ek het as 'n hoërskooldogter het ek die Here gevind, maar ek het daarna afgedwaal, soos mense seker hoor baie van mense medegelowiges ook al gedoen het, maar ek kan getuig dat die Here my altyd bewaar het. En ek is redelik belangrik, seker omtrent 20 of 17 jaar gelede geskei en dit was 'n baie groot seer in my lewe gewees. Daardeur het die Here my gedra en beskerm en vir my die regte lewensmaat ook gestuur wat my help om gesond te word van alle seere wat ek nie eers van geweet het nie. Ons twee se wêrelde sou nooit in die normale lewe mekaar geraak het nie. Ek was in Nelspruit, hy was in Kimberley en die Here het dit so bewerk dat ons mekaar ontmoet het en saam die pad kan stap. En ek is so ontsaglik dankbaar. Hy het ook ingetree en vir my op wonderlike wyse gesorg vir werk ook, want my werk was nog altyd vir my 'n manier hoe ek ook God kan dien. Hy het ook daar vir my gesorg. So ek kan werklik waar net getuig as mens 100% net glo en dit amper eenkant neersit en dit in God se hand sit en omdraai en weet dit gaan gebeur, dat dit wel so gebeur. Dit het met my gebeur. Wonder. Miskien moet ek daar voor elkeen staan en oë kyk, want jy is miskien bang om die hele tyd terug te draai. Moet ek maar hier by 'n punt begin. Wie staan nog? Dis altyd lekker om oom Hendrik. Ja, toe Dominee nou sê het ons moet iets sê. Nou wil ek vir hom sê wanneer het ek die eerste maal vir die Here begin werk. Toe ek standaard 4 was. Toe kom die Dominee na ons toe. Ons het sendingdiens gehad op die plase. Toe kom hy na my toe sê, hoorie so, jy moet vir my hierdie mense katekiseer. En dit kan dalk toe ek sa 3 was ook gewees het. Toe ek Sondag vir hulle gegaan en vir hulle
Onze Vader, die 10 gebooie nie, die 12 artikels geleer. Toe het ek begin daarmee. Maar ek het die Here werklik mee sekerheid gekry in September, Oktober maand, begin Oktober, het ek sekerheid gekry. En ek het besluit, ek sal vir die Here vorentoe werk. Daarna het ek gaan stranddienste hou, en daar het die Here vir my iets geleer. Nou, ek was maar 'n bietjie swak ouetjie geweest, nou, maar nou gebruik hulle my vir die slegte werke. Ek moet so omloop en kyk dat die mense nie steel nie. En hier kom 'n ou na my toe en hy praat met my. Maar hy wil geestelike goed praat met my. En hy sê vir my, man, ek kan nie nou met jou gesels nie, kan ek 'n bietjie later met jou gesels? Toe sê ek, ja. Nou hoe laat? Toe sê hy, ek kan eers 9:30 vanaand by jou wees. Toe sê ek, nou maar ek wag vir jou, daai tentjie slaap ek aan. Nou ja, ek skrik my mors dood. As iemand vir jou sê, hy wil gehelp wees. Nou ek gaan dus sommer dadelik daar na ons ma toe, ek sê, ma, nou moet jy help. Sy sê, hoekom? Ek sê, nie, is 'n man wat wil gehelp wees. Hy sê, Hendrik, as iemand vir jou vra om hom te help, dan moet jy hom help. Jy moet nie mense gaan soek om hom te help nie, want die Here wil jou gebruik om daardie man te help. En op die kop 9:30, toe stap hy by my tentjie in en ons het saam gebid, en ek het nog vir hom 'n boekie gegee, wat van hom geworde weet ek nie, maar dis die eerste man wat in my lewe iets gedoen het. En so het ek daarna begin met jong mense werk. Ons het sangdienste gehou. En daarna die jong mense nou te vinnig geword vir my, toe het ek alkoholiste begin help vir 40 jaar lank. Ek het gehelp dat hulle weggestuur word, maar toe ek die eerste alkoholist weggestuur het, toe hy terugkom, toe besef ek, weet, ek het hom nog nie gehelp nie, ek het hom net weggestuur. Ek het 'n pad wat ek met hierdie man moet loop, wat nie kort is nie. Ek kon hom nooit help nie, dis die man wat ek die graagste wou help, is 'n neef vir my. Ek kon hom nie help nie. Hy het weggeraak uit ons boeke uit. Maar ek het besef dat jy kan nie net iemand wegstuur nie, jy moet iemand help in 'n pad met hom loop as jy 'n Christen is. En dit was vir my 'n wonderlike voorreg om vir die 40 jaar, toe moet jy die gedeelte daarvan uitgemaak, om hierdie 40 jaar mense weg te stuur. Ek nou net iets veel sê, ek het 'n tannie gekry wat, toe wil ons nou so sit en gesels, toe kom die kleintjie met 'n bottel, hierdie papsakke wyn aan. Ek sê nou, nee, ek kry hom hier in die tuin, want ek was besig met haar seun. Ek sê, tannie, wat gaan jy nou in die sak maak? Sy sê, nee, ek gaan hom uitgooi. Ek sê, moet hom nie uitgooi nie, dan koop hy vir hom 'n volle. En die volgende oggend toe ry ek nou maar weer so na haar toe. Ek sê, hoe het dit toe gisterand gaan? Nee, baie goed, baie goed. Ek sê, die wyn? Nee, hy het vir hom 'n volle gaan koop. So, jy moet vreeslik takvol met daai mense werk. So werk dat hy jou glo. Hoe ek het gereg gekry, nou raak het te laat. Baie dankie. U sit Sondag hier, wanneer u gered geword het, wanneer u weergebore geword het, nie net om te ontvang nie. Dis hoekom ek in die begin gesê het, kerk is nie om hiernatoe te kom om te kom kry nie. Dis om toegerus te word, om mense daar buite te help. Oom Jan? Vriende, ek het in 'n baie Christelike huis groot geword, waarvoor ek baie dankbaar is. Maar ek het net soos die verlore seun besluit, ek wil ook my eie ding doen. En ek het dit gedoen. Maar ek het net soos hy in 'n kuldesak beland, in 'n sirkel beland, en daar was net een uitkoms, en dit was die een waarmee ek ingekom het. En gelukkig het die Here my teruggevat op daai pad. Ek het baie hoogtepunte en laagtepunte in my lewe, in die 88 jaar belewe, soveel so dat ek op 'n stadium soos Elia onder die besembos beland het.
Maar die Here het my daar kom uithaal en ek kan vanmôre hier voor u staan en vir u sê, ek weet, ek is 'n geliefde kind aan wie hy welbehaag het. Deur dit wat Jesus vir my gedoen het. Ek wens ek het baie tyd. Is daar iemand? Graag, dankie. Hallo almal. Ek hoop julle geniet julle dag nog sover. Ek sal dit nooit vergeet nie. Dit was 2018, 18 Junie of Julie gewees wat ek en Tannie Annelie agtergebly het. Wonder. Wonderlik. Gretchen, as jy nie gaan praat, jy gaan ons sing. Ons gaan ons sing. Enigiemand nog? Het is wonderlik om te getuig. Hier was nou iemand wat hulle hand opgesteek het. Ek het gesien, né? Wie? Julle ken my of julle het my leer ken van die 3 broers praat ek die minste. En ek jok nie. As jy 6:30, 6:30 in die oggend aan die kant Wolmaranstad van 'n plaas afry en jy los 'n 3 maande oue babadogtertjie en 'n 2,5 jaar oue seentjie wat gisterand op jou skoot aan die slaap geraak het agter, dan wil jy hier wees. En ek dink Dominee en Annelie sal dit verstaan, dat dit lekker is om by die kerk te wees en as 'n ou daai opoffering maak om daai tweeetjies te los, dan wil jy vanoggend hier wees. Dankie julle dat ek kan deel wees van julle. Rita? Of jy met die boodskap bring? Ek kom van Vooruitsigkerk af en Hou net so naby. ons het altyd ons het as 'n gesin altyd na Vooruitsigkerk toe gegaan en as ons uitkom dan het ons baie keer gesê, maar weet jy waaroor die dominee gepreek het? Asof ons verlore geraak het. En dit was oor COVID en toe is my ma oorlede en daar was op daai stadium nie by Vooruitsig 'n predikant beskikbaar nie en ons het vir dominee Johan gevra om te kom en want hy ken vir my ma en hy het haar met liefde begrawe en hy het ons genooi hiernatoe en toe is ons van COVID af hiernatoe oorgekom en ons is nog nie 'n dag spyt nie, want elke dag wat ek hier gesit het ek 'n boodskap gekry. Dit het vir my baie keer gevoel of jy nie presies weet waarmee ek struggle en dan vra ek vir Annelie, weet dominee Johan wat my aangaan dat hy so persoonlik met my praat, maar hy preek daaroor. Dan sê sy nee, dit is soos die Heilige Gees toe my lei. En ek waardeer dit dat ek kan inskakel by die Bybelstudie en dat ek kan groei. Ek is nog ver van heiligheid en ek maak nog baie foute en ek vra vir almal om my te help om heilig te word. Dankie Rita. Nog iemand? Ek loop nou vir die laaste keer hier aan. As ek dan stil hou, dan is dit daai persoon wat moet praat. Ja, ek wil net terwyl Dominee ook vanoggend gepraat het van heilig. Vir my is heilig, om heilig te wees, is om onsigbaar te wees, net Christus in my. En dit is wat ek elke dag bid. En as Dominee praat van die woord wat, dat die Here met jou praat. Van dat ek my hart vir die Here gegee het, ek het dit nou die aand getuig, was in Standaard 4, maar ek het net so ontsettende liefde vir die Here Jesus se woord gekry. Elke dag, as ek die woord oopmaak, dan hoor ek hy praat met my. Dit maak nie saak wat 'n gedeelte dit uit die woord is nie. Hy praat met my en hy het vir my 'n boodskap. En daarom is die woord baie kosbaar vir my. Ek gaan nog by een stil staan en dan gaan ek weer terug. Wil jy klaar maak? Baie dankie. Ek het ook groot geraak in 'n baie Christelike familie, veral saam met my ouma. Ek het elke dag kerk toe gekom en ek sal ook nie sê ek was op die regte pad gewees nie.
ek het geweet dit was goed om jou Bybel te lees, om kerk toe te gaan en om te bid en goed, maar ek het hierdie ware woord van die Here geken nie, en ek het een Sondag na Sondagskool het ek agtergebly en met Anja Annelie gepraat en gesê dit pla my. En ek het gesê, ek dink nie ek is kind van die Here nie. Ek doen al die goed, maar dit het vir my so gevoel nie. En ek het Anja Annelie agtergebly en ons het gebid en sy het my gebid. En sy het gebid dat ek die regte pad sal vind en dat die Here saam met my sal bly en met my lewe. En ek sal dit nie vergeet, ek het nog die datum in my Bybel geskryf. Annelie het gesê ek moet dit in my Bybel skryf wanneer ek nou kind van die Here geraak het. En ja, en ek wil ook net sê, Dominee het gesê, ons almal moet gemaklik voel hierso, dit moet voel soos ons tweede huis. En ek wil net baie dankie sê, Dominee, want dit voel regtig soos my tweede huis. Dat ek met Dominee en Tannie Annelie kan praat, maak nie saak wat nie. Dankie, Dominee. Baie dankie. Ek gaan hier volstaan, ek wil graag by my gedagtes kom. Draai gou vir my om. Ek wil graag net dit vir julle sê, ek gaan nou nie preek vanmôre nie. Dis my geweldige voorreg en 'n getuienis is iets wat u vrymoedigheid moet neem. Wanneer die Here vir iets doen en u wil daaroor getuig, kom sê vir my. Dan gee ek vir u 'n kans hier om te getuig van dit wat die Here in die hart gedoen het. 'n Getuienis. Baie mense het al die Here Jesus gevind as gevolg van 'n getuienis. Iemand wat getuig het en dan saai van die Heilige Gees en hy laat daai saaitjie saai, 'n val in 'n hart en daar kom so begeerte. Weet jy wat is 'n getuienis? 'n Getuienis bestaan net uit 3 dinge. Hoe was ek? Ek het nou gesê, moenie lank konsentreer op hoe jou lewe was nie. Party mense hang hulle wasgoed so uit en wil nou wys. Dan sit iemand daar wat 'n goeie ek was 'n goeie sondaar geweest, nee, ek was elke Sondag. Dan sê daai persoon, ja, maar dis hoekom jy gered moet word. Kyk hoe was jou lewe. Elke mens, Nikodemus was 'n leraar geweest, hy was 'n godsdienstige man. Hy was 'n predikant geweest en hy moes gered geword het. Jesus sê vir hom jy moet weergebore word. So jy vertel ek het Jesus nie geken nie. Jy moet dit, hoekom sê ek dit vir jy moet dit daar buite vir mense gaan vertel? Wat het met my gebeur? Ek het Jesus ontmoet. Hoor gou mooi. Dis iets waarmee niemand kan stry nie. Ou jy vanaand iets wys. Na vanaand gaan daai in jou ore maal. Toe ek dit hierdie week lees, dis ek, Here, help my, help my, help my. Ek gaan vanaand iets bring, jy gaan dit hoor. Niemand kan daarteen stry. Jy weet dit in jou lewe gebeur. Jy weet. Jy het nie daaroor gedroom nie. Jy weet jou lewe het verander. Die Bybel sê die vloeker het ophou vloek en die steeler het ophou steel, dat nie? Jy stap die pad van die Here. En dan lewe jy vir die Here. Moet nooit skaam wees om vir die Here te lewe en te getuig nie. As jy geestelik wil groei, begin getuig. Dis die vinnigste wat jy begin groei en begin stilte tyd hou. Ek wil net hierdie met julle deel. Hier kom 'n definisie. En wanneer ek dit met hulle deel, en Luka, ek waardeer wat jy sê, lidmaatskap beteken welkom tuis. As jy Sondag daar instap, moet jy weet, wow, ek is tuis. Ek is by die huis. Mag die Here ons help dat ons nooit 'n kritiese gemeente raak. Dat iemand voel hy word gekritiseer in die gemeente, maar dat jy, as jy hier kom, welkom voel. Jy gaan dit nie vir ons hoor, hoe lyk jou klere of hoe lyk dit? Net solank jy ordentlik is, netjies is. Dis wat belangrik is, nee, jy kom na die huis van die Here toe. Maar weet jy wat, die grond voor die kruis is gelyk. Ek groei en ek wil hê dat jy moet groei. So die woorde, as ek praat oor lidmaatskap, dan moet jy voel jy's welkom. Dis om soos by 'n groot liefdevolle familie in te stap. En as ek by my familie is en ek het dit die week beleef as ons familie by mekaar kom, nee, is ons bly om mekaar te sien, nee, en wys vir ander wat hier sit, jy's bly as hy daar inkom. Ek wil dit nooit hê dat jy moet inkom en net gaan sit en nou nie so kyk nie. Nee, groet die persoon. Die Bybel sê laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby, nee. Broer, hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit regtig met jou, hoor? Jy's by die huis. En dit wat hier gedeel word, het met niemand anders te daar buite nie. En ek kyk nou hierdie definisie nie. Dis om in te stap soos by 'n liefdevolle familie, nee. Dit gaan oor saam wees. Om mekaar te bemoedig.
om geestelik opwindende avonture saam met die Here aan te pak en dit te beleef, nee. As die Here met my gepraat het en ek stap uit, dan sê ek vir iemand, weet jy, vanmôre het ek die stem van die Here. Het jy dit al ooit? Terwyl ek my hart voorberei het ek gewonder, het jy al ooit vir iemand gesê as jy by daai deur uitstap, die Here het met my vanmôre gepraat? Of is dit so? Hoor gou mooi, baie jare terug het ons gedink politiek en godsdienst mag ons nie oor praat nie. Dit was die duiwel se manier gewees om jou mond toe te hou. Praat oor wat het die Here vanmôre vir jou gesê? Wat het jy beleef in sy huis? 'n Gemeente is 'n plek waar jy mense ontmoet. Om kan enigtyd sit. As daar nog iets wat sit, dis nog net 3:30. Nee, nie so lank nie. 'n Gemeente is 'n plek waar jy mense ontmoet wat jou sal inspireer. Dit mooi nie. Mense wat jou inspireer, wat saam met jou droom, saam met jou bid, jou sal help om jou unieke roeping, God se roeping in jou lewe uit te leef. Ek wil vanmôre vir u sê, en ek sê dit met groot vrymoedigheid, u het 'n herderspaar. Ek kan aanlees tot u beskikking. Nie net om oor die siel te waak nie. Ja, dis belangrik. Vir my gaan dit oor die redding van siele. Ons is 'n vissersboot, ons is nie 'n passasiersboot nie. 'n Passasiersboot kan jy kla oor die stoele en jy kan kla oor dit en oor dit. Nee. 'n Vissersboot het een taak, ons moet gaan visvang. So ons waak oor u siel. U siel is vir ons belangrik. U siel is vir almal belangrik. Maar meer nog, nee, om regtig vir u om te gee. So ek wil tog vir u vra. Ons het nou al lidmate verloor, dan bestel ons regtig belang. Na die tweede keer wat ons al nie in die kerk gesien en dan bel ons en sê ons, jong, sê gou vir my, is daar siekte? Check julle ons op. Nee, ons wil net weet, is daar siekte? Dan kom nooit weer kerk. So, ons stel belang. U is my belangrik. So ek sê nou vir u, jy moet nou vanmôre vir my sê, of daar buite sê, as jy nie wil hê nie, maar as jy teen die tweede Sondag nie gaan wees, jy gaan ek jou bel. En ek sê gou vir my, is daar 'n probleem? Hoe kan ek help? Want ons gee, in hierdie gemeente, gee ons vir mekaar om. En dis 'n Bybelse beginsel, daar staan dit in Hebreërs 13, nie? Nou wil ek jou net 'n storieetjie vertel, ek is klaar. En deur hierdie storie gaan jy agterkom wat my hartsbegeerte vir u en wat is die rol in hierdie gemeente. En ek wil hê u wat daar sit, moet ook mooi luister na hierdie verhaal. Van daar was in 'n timmermanswinkel, in 'n skrynwerkerswinkel, was daar 'n vergadering, die gereedskap het so by mekaar gekom en hulle het net besluit, weet jy wat, vandag gaan ons vergadering hou. En toe was daar 5 van daai gereedskap wat so 'n bietjie vrymoedigheid gehad het om te praat. Want hulle het vir mekaar gesê, ons moet die werkswinkel daarom aangenamer vir mekaar maak. En die onderlinge verhoudings, weet jy, sê meneer Hammer, ek gaan nou vanmôre oor meneer Hammer praat. Jy weet, as ek hier in die werkswinkel is, dan voel ek nie so lekker nie, dit voel almal op my pik. Hoor gou mooi, ek wil dit nooit in 'n gemeente hê nie. Die onderlinge verhoudinge met mekaar moet die Heilige Gees kan nie werk as daar wrywing is nie, nê. So hierdie gereedskappe waaroor ek nou gaan praat, het 'n mooi storieetjie wat ek vir jou wil deurgee, groot waarhede, nê. Want waaroor gaan dit vir daai gereedskappe? Die plek moet aangenamer wees, die onderlinge verhoudinge tussen mekaar moet bevorder word en die produksie moet opstoot. Nou as een van hierdie gereedskappe om wip daai dag, dan werk hy nie, dan kan nie gedoen word wat gedoen moet word nie, nê. Let nou mooi op wat ek jou wil vertel. En toe besluit hierdie gereedskappe, ons gaan vergadering hou. En heel eerste, nê, kom meneer Hamer en hy slaan so hard op 'n werksbank. Baie hard. En hy roep hierdie vergadering tot orde. En oombliklik, die oomblik toe meneer Hamer kom en hy slaan so op daai werksblad, toe is daar iemand wat dadelik reageer. Hy lok reaksie uit en daar's een wat toe beswaar maak teen broer Hamer en hy sê toe vir broer Hamer, jy wil so skielik op hierdie werksbank se slaan. Hy sê ek hou nie hiervan nie. En hulle beskuldig toe vir broer Hamer sommer net daar in die werkswinkel. Broer Hamer is 'n lawaaimaker. Al wat hy doen, hy praat. Ken jy hulle? Jy kry hulle in die gemeentes ook, hulle praat oor almal. Meneer Hamer, jy's daai een wat heeltyd so praat.
Jy's heeldag besig met 'n gekap en met 'n geraas en jy maak vir ons almal dit in hierdie werkswinkel 'n onaangename plek. As ek sê die ander gereedskap die kans kon kry om uit te stap uit hierdie werksplek uit, dan sou ek dit al gedoen het. So ons hou nie van meneer Hammer, ons hou nie broer Hammer, ons hou nie van jou optrede nie. En hy's baie keer so, soms is hy so hardhandig. Dis die reaksie van die gereedskap. En broer Hammer kom toe en hy besluit nee, ek gaan myself verdedig. En hy sê toe hierdie woorde, wel, as ek die vergadering moet verlaat, as al die gereedskappe in hierdie werkswinkel wil hê, ek moet die vergadering verlaat, dan sê ek sal dit verlaat, maar ek het 'n probleem met broer Skroef. Want broer Skroef is lui. En broer Skroef is traag. En as 'n mens na broer Skroef kyk, al wat hy doen, hy draai daai skroef net dieper, hy draai hom net om en om en om en niks kom uit hom uit. Hoor jy hoe praat hierdie? Ja, sê broer Hammer vir broer Skroef. Ek voel so 'n bietjie geafronteerd. Hy sê broer Skroef en ek voel so 'n bietjie afgehaal. En op sy beurt sê broer Skroef weer hierdie woorde. Hy sê as ek die vergadering moet verlaat, dan wil ek ook hê dat broer ek het 'n probleem met broer Skaaf. Sien jy hoe werk dit? Wat ek nou vir jou vertel is hoe in 'n gemeente werk. Ons het probleme met mekaar. Want hoekom het hy nou 'n probleem met broer Skaaf? Want kyk wat doen by broer Skaaf. Hy word beskuldig dat hy het geen diepte nie, alwaar hy werk is bo op die oppervlakte. Hy gaan nie soos broer Skroef diep in nie. Hy's nie soos broer Hammer wat hard slaan nie, nee, hy's net so saggies bo op nie. Hoe langs? En broer Skroef sê, as ek die vergadering moet verlaat, dan wil ek ook hê broer Skaaf moet die vergadering verlaat. Dadelik is broer Skaaf op sy lem. Jy ken mos daai lem, né? Op sy agterpote. Hy is nie baie gelukkig oor dit wat broer Skroef sê nie. En toe sê broer Skaaf, sy reaksie is hy het ook met 'n probleem met iemand anders. Ek kyk of waar met hy 'n probleem. Hy het 'n probleem met broer Maatband. Want broer Maatband in hierdie werkswinkel, hy meet almal. En hy oordeel almal. Hy is beter as iemand anders, hy meet hom so, nie? Hy is voortdurend besig. Is jy maatman in hierdie gemeente? Gaan jy maatman wees? Ek hoop jy kan een van hierdie wees wat ek nou vir jou gaan wys nie. En die oomblik toe broer Maatband sy sê kon sê, die sê hy, weet jy wat, ek het ook 'n probleem. Ek het nou weer 'n probleem met broer Skierpapier. Sien jy? Sien jy hoe kyk ons na mekaar in 'n gemeente opset? Broer Skierpapier is so grof en hy so ontakvol. Altyd besig om mekaar verkeer op te vryf. Hoor gou mooi. Hy's besig met wrywing, hy's 'n sterder. Ons noem dit 'n sterder. Kom ek kom by die punt uit. In daai oomblik, terwyl die gereedskap mekaar so uithaal. Jy ken dit, nie? 'n Probleem met daai een het en weet jy dominee, ek kan nie kerk toe kom met daai broer daar. En daai suster daar, hulle groet my nooit. En weet jy dominee, dis my lekkerder. Ek hoor iemand sê vir my in hierdie week, dit is vir my baie lekkerder wees om onder 'n boom kerk te hou. Die kerk, hoor gou mooi, jy's die kerk. Jy gaan dit vir almal hier in hierdie gemeente aangenamer maak deur jou optrede en deur jou gesindheid. Hoor nou mooi wat gebeur. Daardie oomblik, terwyl hierdie gereedskap so met mekaar besig is, toe stap die skrynwerker in. Onthou, die gereedskap is in die skrynwerker se werksplek. En hierdie skrynwerker het 'n plan. Hy het 'n plan daar in sy hand, 'n papier in sy hand. Ek wil vanmôre vir u sê, hierdie skrynwerker in hierdie gemeente is niemand anders as die man van Nasaret nie.
Ek lees in Matteus 13 vers 55 hierdie woorde. Is hy nie die seun van Josef, die timmerman? Jesus het in 'n timmermanswinkel groot geword. En dit is hy wat in hierdie gemeente met jou werk en met my gaan werk. Vergeet die ander gereedskap. Vergeet wat Saag gaan doen, vergeet wat Meetband sê, vergeet wat al hierdie mense gaan doen. Hamer is altyd die ons wat die hart sê het en niks doen nie. Vergeet die gereedskap. Hoor gemooi. En die skrynwerker loop met daai papier in sy hand. En hy het 'n pragtige plan in sy hand. En hy roep al daardie gereedskap en hy sê vir hulle, kyk gou hierso. Hier's my plan. Ek het julle nodig om 'n plan om dit te volvoer wat ek in my gedagtes het. En die skrynwerker sê, weet jy wat? Ek wil 'n kansel maak. So ek het die hamer nodig en ek het die skaaf nodig, ek het die skuurpapier nodig. Ek het al hierdie dinge nodig want die kansel moet daar wees sodat die evangelie woord verkondig moet word. Hoor gemooi? In hierdie gemeente gaan dit nie oor mense nie. Ek dink julle het dit agterkom. In hierdie gemeente gaan dit oor die redding van siele. Mense moet by die Here Jesus uitkom. So ek sal een keer na u storie luister, ek sal tweede keer, maar as ek later agterkom, eers soos ou hamer, en eers soos daar die meetband wat my heeltyd meet, dominee, jy doen nie dit en ek kom nie. Hoor gemooi, dis onmoontlik om aan almal se standaarde te voldoen. Ek doen wat die Here van my vra. Maar my hooftaak vir hierdie gemeente is nie om daar te sit nie, maar om iets vir die Here te doen, om siele vir die Here Jesus te wen. So die evangelie woord, jy gaan dit hier kry. Dit moet aan 'n verlore gaande wêreld, moet dit gebring word. En ek wil net hierdie vir jou vra. Wat een is jy vanmôre? Jy moet vanmôre hier staan, en jy moet vanmôre vir die Here sê, Here, ja, ek wil deel uitmaak van daai gereedskap, sodat die evangelie woord kan uitgaan. Moet dit nie vir my moeilik maak nie. Hoor gou mooi, kyk my in die oë. Moet dit nie vir my moeilik maak nie. Moet dit nie. Want vir my is die hooftaak, my primêre roeping is, dat siele, die primêre roeping van hierdie gemeente is, dat siele by die Here Jesus sal uitkom. Is dit wonderlik nie? Siele. Ek vertel jou een verhaal en ek is klaar. En nou som ek dit op wat ek nou vir jou gesê het. Ek ken die vermeerdering van die broodjies, nie? Op 'n dag het Jesus hierdie verhaal vertel. Daar was 5000 manne bymekaar. Jy kan dit gaan lees in Johannes, Evangelie van Johannes, hoofstuk 6. En daar was 'n seentjie en hy hoor dat Jesus, hier's 5000 man. Nou die kommentaarskrywer sê dat ongeveer 20.000, as elke man net 'n vrou gehad en 2 kindertjies, 20.000 mense was daardie dag, maar daar was 5 broodjies en 2 visse. En 'n mamma het vir die seentjie 'n kosblikkie gepak en daarheen geneem. En die seentjie is na hierdie, miskien vir 'n piknik daai dag, en toe hy nou daar by die, ek kleer maar nou 'n bietjie sonnaarskool vir die in, en toe hy nou daar sit, toe hoor hy Jesus sê hierdie woorde. Die Filippus kom en hy sê, hier's mense wat honger het. Dit hoor die seentjie, en hy bring toe sy kosblikkie met die 5 broodjies en 2 visse na Jesus toe, en daar die geweldige vermeerdering van brode vind plaas. Jy ken mos daai verhaal nie. Nou gaan ek dit vir julle illustreer. Gemeente iewers sit, luister na hierdie verhaal. Kyk wat gebeur. En daai seentjies, laatmiddag sien hulle, daar's 12 mandjies. En van al die brokstukke word in daai mandjies nog gegooi. En dan sien daar stap die disippels met 12 mandjies tot oorlopends toe vol daar weg. Wat doen daai seentjie? Net daar. Hy vergeet sy kosblik en hy gryp en hy's op pad huis toe en hy skree, Mama! Wat sal jy doen as jy 3 keer hoor, Mama! Hier kom my seentjie opgehardloop in die straat. Ja, en mamma los alles daar in die kombuis en sy gaan na die voordeur toe en toe sy daar by die voordeur kom, toe val hy hekkie soms net so oop. Daai seentjie hardloop by die voordeur, ek laat hy so maak nie. Hy val daai voordeur so oop. Hy sê, Mamma, ek wil mamma vertel. Weet jy, waar's jou kosblik? Waar's jou kosblik? Jy's vanmôre met 'n kosblikkie weg. Mamma, hoor gou hierso. Jy sal nie weer kosblik kry nie. Jy sal ook nie weer piknik kry nie. Hy wil van mamma van die wonderwerk vertel het. Pas op dat in hierdie gemeente 'n kosblik nie groter raak as 'n wonderwerk nie.
Hoor jy wat ek vir julle sê? Kyk oor kosblik situasies. Ons is nie 'n volmaakte gemeente nie. Ons sal nooit 'n volmaak, hoor gemooi, maar wonderwerk wat plaasvind, dit wat Luke getuig, dit wat u getuig, dit as jy sien hoe 'n mens by die Here uitkom nê, en hoe 'n mens met die Here aangaan, hoor gemooi, almal is welkom by daai deur. By my gaan dit nie wie jy is nie, maak nie saak, hoor gemooi, die grond voor die kruis is gelyk. So as dan iemand by die Here uitkom, nê, vergeet ek kosblik. Sê vanmôre, Here, hier waar ek staan, vergeet ek van die kosblik. Help my om wonderwerke raak te sien. Sally, beloof my. Moenie dat die kosblik groter raak as wat die Here Jesus is nie. Beloof my, mag die Here vir elkeen van u ryklik sien. Ek wil hê jy moet tuis voel in hierdie gemeente. Ek wil hê jy moet weet, dit is my voorreg om jou predikant te wees. Ek kan al julle herders spaar, maar ons sal julle vriende wees. 'n Vriend is iemand wat in die nag vrymoedigheid het om 'n telefoon op te tel en te sê, weet jy wat, ons is in die nood. Ek sê altyd hierdie woorde, en jy kan my maar vat op hierdie woorde. As ek weet jy moet hospitaal toe gaan, dan wil ek weet, of Annelie wil dit weet, ek en sy wil vir die inwag by die hospitaal. Dis waar ons 'n rol het om te speel. So jy is nie op die naamlys, jy kom nie net op 'n naamlys, en ek tel u vir die synode nie, nee, glad nie. U is 'n meer lewende lidmaat. Dis wat ek van u verwag, dis wat u van my kan verwag. Reg so. Mag die Here vir u baie, baie ryklik seën. Ek gaan vir u 'n gebed doen. En dan gaan ek vir Frans vra, vir Annelie vra en vir Elise vra om na vore te kom, vir elkeen van die handdruk te gee, van die Paul is nie vandag hier nie. Ek maak verskoning vir hom, hy het verskoning gevra, en dan wil ons sê, jy moet voortgaan om in hierdie gemeente die Here te dien met alles wat in u is. Sally, kyk op my in die oë, Sally. Dankie dat u my tot hier toe verdra het. Vir die volgende 100 jaar moet u my nog verdra. Ek sal altyd met u eerlik wees. Ek het dit vir die groep verlede Sondag gesê, ek sal altyd met u eerlik wees. U siel, u bloed is in my hande. Reg so. Here Jesus, ek wil vanmôre vir u kom dankie sê vir elkeen van hulle wat hier vanmôre staan. Here, hulle kom 'n lang pad. Dankie vir elkeen wat ontmoeting met Jesus gehad het. Elkeen in wie se lewe u 'n werk begin het. Die Bybel sê u wat die werk begin het, u sal dit volëindig. En Here, dat u stem nooit sal stil raak in hulle lewens nie. Maar dat hulle altyd in 'n lewende, vars verhouding met Jesus sal staan. Dankie dat ek dit vir u kan vra. Seën vir hulle. Here, maak van hulle disippels. Maak van hulle vissermanne. Manne en vroue wat siele sal liefkry, wat siele vir Jesus sal inbring. Dankie dat ek dit vanmôre vir u kan vra, Here Jesus. Ek bid dit in Jesus se wonderlike naam alleen. Amen. Annelie, Frans, Elise, ons gaan vir julle handdruk gee, en dan gaan ek die seën uitspreek, en nee, wag, ek moet nog eers hierdie gee. Annelie, ons gaan hierdie kant begin. So u moet nou daar so 2 rye maak, en hulle, as hulle uitgaan, elkeen verwelkom. Nee, handdruk, sê welkom vanmôre, nee. Vriende, ek wil hê ons met mekaar, dit moet 'n liefde, 'n familie wees waar liefde is, hoor? Annelie, kom. Gee jy en Elise uit, want julle loop voor, dan groet ons agter.
Baie welkom, Jan. Dankie Dominee. Ek is baie gelukkig hier. Baie welkom. Dit is Belfast. Of is nee, baie welkom hoor. My vriend, baie welkom hoor. So bly vir julle. Dankie. Julle is meer as. Ag. Jy gaan nou boodskap en sang broer, ek en jy. Chasey, baie welkom hoor. Karla, baie welkom hoor. Melvin, baie welkom hoor. Ek wil nou van die broodjies het, moet ek nog getuig van die broodjies? Nee. Baie welkom hoor. Meneer Swart. Baie welkom hoor, so bly. Arnold, baie bly hoor. René, so dankbaar hoor jy. Dankie vir al jou opoffering hoor. Dankie vir al julle opoffering op en af altyd hoor. Doen my hart so goed. As ek nou altyd uitkom is die eerste toe wat ek altyd kyk, dit doen my hart so goed. Dankie hoor. Baie dankie. Ek wil julle nou omdraai. Nou wil ek hê u wat daar sit vir hulle sê baie welkom. Kliphard 1 2 3. Nou wil ek vir die wat hier voor sê, ons sal sien as jy nou daar staan, sal die gemeente so lank opstaan en net vir almal inwag daar en as vir almal welkom hier, nê? Baie dankie. Die Here seën vir u. U moet vanaand hier wees net met 'n pen of 'n potlood, reg so. Ek gaan voorloop, dan maak ek die weg vir julle makliker, hoor? Ek gaan ook staan en kyk of hulle my welkom. Neer my lewe laat dit hier. U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid